Welkom by Alles Uniek, waar ons gesels oor alles uniek. Van uitgewers, skrywers, beraders, pottebakkers en meer. Beloof hierdie verskeie unieke programme om jou metgesel te wees in jou eie unieke reis. Goeiedag en hartlike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is vir my 'n voorreg om weer saam met jou te kuier. Jy sal onthou dat ons vorige program, die joernaal van 'n oorwinnaar, regtig iets is waarna mens kan luister, agteroor sit en net geniet, maar definitief iets daaruit vat en saam met jou vat, daaruit leer en daarop bou. En dit is vir my 'n voorreg om dan ook vir jou die nuwe program aan jou bekend te stel met die naam van Gevorm deur die Pottebakker. Gevorm deur die Pottebakker word dan ook vir ons aangebied deur Christel van Kinnas Klei. Sy self is 'n pottebakker. Maar wanneer sy ons meer vertel oor die detail wat in pottebakkery aangaan, begin ons verstaan wat God bedoel wanneer hy vir ons in die woord, dit is in Jeremia 18, vir ons kom leer, wat beteken dit as hy vir Jeremia sê dat hy die pottebakker is en ons is die klei, hoe hy vir Jeremia opdrag gee om te gaan kyk, hoe word hierdie pottebakkery bestuur, waarom dit belangrik is om sekere temperature te gebruik, waarom dit nie 'n probleem is as daardie spesifieke vorm wat in gedagte was deur die pottebakker eintlik heeltemal anders uitgekom het nie, want God het 'n baie spesifieke doel, baie spesifieke riglyn, en elke gevormde stuk is baie uniek en baie spesiaal. So, wanneer Christel vir ons bietjie meer gaan vertel oor haarself, gaan sy dan ook vir ons bekendstel aan die wêreld van pottebakkery. En dit wat die Heilige Gees op haar hart sit, om met jou en met my te deel. Alles wat uit hierdie pottebakkery uitkom. En ek wil vir jou sê, toe ek dit die eerste keer luister, toe besef ek net hoe die Here ons sien. Wanneer daai pottebakker die klei so in sy hande vorm, dan is hulle dit is soos 'n eenheid. En dit is presies wat die Here met ons wil hê, daardie spesiale verhouding. Hy wil hê dat jy moet sien hoe hy jou sien en soveel meer. Maar sonder om te veel van jou tyd op te neem, wil ek graag dan ook net hierdie eerste aflewering van Gevorm deur die Pottebakkery, Gevorm deur die Pottebakker, by jou los en vir jou sê, sit agteroor. Luister saam wanneer Christel vir ons meer kom vertel oor pottebakkery en God se hart daarachter. Ons gesels gou weer. Mooi bly. Goeiedag aan elkeen van julle wat nou ingeskakel is op hierdie potgooi. Dit is vir my 'n groot voorreg om 'n bietjie van myself met julle te deel, om net lekker te gesels oor hierdie wonderlike onderwerp, naamlik pottebakkersklei en pottebakkery. Weet julle, as ek terugdink oor my lewe, dan sou ek nie kon droom dat ek op die ou einde 'n pottebakkery onderwyseres sou word nie. Dit was nie iets wat ek vir myself gedroom het nie. Ek het na skool onderwys gaan studeer, het so 'n klein bietjie agtergrond, en ek het ongeveer 30 jaar voltyds in die onderwys gewerk. 20 van die 30 jaar was ek 'n grondslagfase juffrou. Van 4-5 jaar oud tot graad 3. Verskeie dorpe in die land gewoon, as gevolg van my man se werk, en ook die voorreg gehad om my eie kleuterskool te hê. Toe my 2 kinders klein was, kon ek hulle groot maak, so onder my vlerke, terwyl ek onderwys gee by 'n kleuterskool, wat die Here ook voorsien het vir my, dat ek kon oorkoop. Ja, en 10 van die 30 jaar het Vader vir my voorsien dat ek 'n kunsjuffrou geword het. So toe het ek voltyds kuns gegee by El Shaddai Christenskool in Durbanville, my geboortedorp. Die Here is so getrou dat hy vir my daai deur oopgemaak het.
Kuns was een van my gunsteling vakke op skool, op college. Ek het nie eers dit op skool gehad nie. En ek het uitgeblink daaraan. En so het die Here besluit om my talent te gebruik in sy koninkryk. So, ek het kuns gegee van graad 1 tot graad 7. En daar het 'n kiln pottebakkery oond gestaan by die skool langs die kunsklas wat onbenut was. Ek gaan praat toe met die hoof en ek vra vir hom, kan ek asseblief begin om pottebakkery aan te bied by die skool? So voorsien die Here en hy ondersteun my 100%, hy laat my gaan vir pottebakkery klasse, aandklasse. Ek het my kollega wat die hoërskoolonderwyser, kunsonderwyseres was, het ondervinding in pottebakkery. Dit is my buurvrou langs my en ek kon net gaan inklop en gaan raad vra en dan is daar natuurlik YouTube. So ek was baie leergierig om alles te leer oor klei en dit was net die Here wat vir my opgelei het. So ja, die Engelsman sê trial and error. Ek het 'n paar ontploffings gehad in die kiln, in die oond as gevolg van foutjies wat ek gemaak het. Paar van my glasuur voorwerpe het vasgebrand. Ag, so kan ek aangaan. Maar dit is 'n avontuur om te leer die proses van rou klei na 'n voorwerp wat jy uit die kiln uithaal wat jou net absoluut jou asem wegslaan van dit wat gebeur het teen daai hoë temperatuur in die oond. So, ek kan nie vir julle sê hoe opgewonde ek elke keer is wat ek 'n kiln pak en hom oopmaak en daai verrassingselement, wat kom daar aan die kant uit nie. En weet julle, ek het so baie om te deel met julle oor klei, maar ek het nou by die Here hierdie vers gekry in Jeremia 18, wat ek net eers vandag met julle wil deel. Dit is waar Jeremia bietjie moedeloos is. God het vir hom opdragte gegee wat hy moet deel met die volk Israel en hulle wil net nie vir hom luister nie. Die volk het net nooit vir Jeremia geluister nie en hulle het afgedwaal en hulle het afvallig begin raak teenoor God en hulle skepper. En God sê toe vir Jeremia, gaan af na die huis van die pottebakker. Obviously wil hy vir hom iets leer. Hy wil hê Jeremia moet gaan waarneem by die pottebakker. En die vers wat ek nou met julle wil deel is wat God vir hom gesê het. Jeremia, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle maak nie, o huis van Israel. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o volk van Israel. So toe hy daar was die pottebakker juist besig om iets te maak op die wiel. Nou daai dae het hulle definitief nog nie elektrisiteit gehad nie, was nie so maklik nie. Hulle het met hulle voet getrap en daar was 'n sekere meganisme wat die wiele nie rondte gedraai het. Dit was alles met die hand. En daai wiel moet nogal vinnig draai as jy regtig 'n pot wil vorm. So hy was besig om iets te vorm en dit het toe misluk. Die pottebakker het iets in gedagte gehad. Hy wou hierdie pragtige, mooi pot maak. Hy het 'n visie gehad en hy wou dit maak. Dit is hy as die skepper se idee gewees. En terwyl hy besig was, het die klei in mekaar gestort. Iets het fout gegaan. Maar die pottebakker het nie opgegee nie. Hy het nie die klei weggegooi nie. Hy het daai selfde klei gevat en weer gevorm, gebrei natuurlik, want jy moet die klei brei, anders te gaan daar ligblaasies inkom. En as daar ligblaasies in is, kan dit
ontplof as dit teen die hoë hitte blootgestel word. As ek praat van hoë hitte, is dit verby 1000 grade. So, as julle nou dink, julle bak 'n pizza in die oond, is dit gewoonlik 220 grade. Ek dink dis die hoogste wat 'n kommersiële gewone oond in die kombuis kan gaan. Nou maal dit met 5. Daai temperatuur is nodig vir die klei om te bak en gevuur te word. Dis hoekom ons sê nie ons bak iets in die keel nie, dit word gevuur. Want as jy binne-in loer, is dit rooi warm. Soos wat 'n houtkool gloei, so gloei daai pottebakkers items. So, Jeremia het gekyk na die pottebakker en hy het gesien, hy gee nie op nie. Hy het die klei gebrei en weer op die wiel gegooi. Ons praat van gooi. As jy klei wil vorm, moet jy hom gooi. Dis 'n harde slag wat hy tref, sodat hy stewig vassit aan die wiel, aan die plaat wat op die wiel is, wat in die rondte draai. Dan moet jy stadig maar seker die klei op en af werk met jou vingers, seker te maak daar's nie oneweredigheid nie. En daai pottebakker het vir Jeremia geleer dat hy kan weer 'n voorwerp maak. Hy het weer iets in gedagte gehad, maar dit was nou iets nuuts. So daar is nooit so iets soos 'n fout nie, want 'n fout word reggestel deur die pottebakker. Soos jy vandag in jouself ervaar, in jou karakter en persoonlikheid en in jou omstandighede, daar's iets fout. Iets wil nie uitwerk nie, daar's heeltyd mislukkings op jou pad. Vra vir God, jou pottebakker, om jou die klei weer te vorm van vooraf. Dat jy jouself sal beskikbaar stel en sê, Here, vorm my net soos U wil, want my eie planne wil nie gewerk het nie. My eie idees kom nie in vervulling nie. Maar Here, ek kom en ek gee myself in U hande. U is my pottebakker, ek is die klei. Maak met my soos U wil, volgens U idees, volgens U plan vir my lewe. En julle weet, Vader God sien die eindproduk. Hy sien jou waar jy moet wees, volgens jou skepingsdoel, waarvoor hy jou geskep het. En as ek moet terugdink aan 2007, was dit die eerste keer dat ek 'n stuk klei in my hande gevat het, daar in my klas, in my kunstklas, nadat al die kinders weg is. En ek het gaan sit, en ek wou toe nou iets voorberei vir my eerste klas, vir 'n les. Ek het geen ondervinding gehad nie, julle, geen. Behalwe die klei wat ek as kind mee gespeel het. Ek weet nie of julle kan onthou daai gekleurde stroke klei wat 'n mens kon koop by die winkel. Dit was een van my gunsteling geskenke wat ek altyd gekry het. Ek sal nooit vergeet nie vir my verjaarsdag. Ek het ure spandeer. En dis hoekom ek nou in hakies wil sê, dink terug aan dit wat jy in jou kinderdae gedoen het, wat jou gelukkig gemaak het. Dink terug, wat het jy passievol gespeel? Het jy dalk winkel gespeel? Het jy dalk biblioteek gespeel? Ag, daar's so baie voorbeelde. Het jy dalk jou poppe geleer en vir hulle stories gelees? Ag, ek kan net aangaan nog met idees, maar jy sal weet as jy teruggaan in jou kinderdae. Want wie weet, terwyl jy hier luister na hierdie pot gooi, kom, sê Heilige Gees vir jou, weet jy, my kind, jy het jou eie kop gevolg, jy het jou eie rigting gevolg, en jou eie pad gekies, maar ek is genadig vir jou, ek het jou nog steeds geseën op die pad wat jy gekies het. Maar as jy my vertrou, sal ek jou vat op die eintlike pad, op die hoofroete wat ek vir jou beplan het. Jou skepingsdoel, vertrou my net en sit die klei weer in my hand en ek kan iets nuuts maak vir jou.
Dit was nie 'n fout nie. God het 'n doel met alles. As jy afgedraai het van die hoofroete en 'n sypaadjie gevat het, weet jy wat, jy gaan nog steeds by die hoofroete uitkom. Jy gaan dalk net 'n ompad gevat het, of dalk is jou pad 'n grondpad, en dit was moeilik, of jy het vasgesit, 'n paar wiele gehad langs die pad. Maar op die ou einde, bring Vader jou terug op die hoofroete, na die plek waar hy jou wil vat, as 'n eindbestemming. So ek moedig jou aan vandag, om vir God te vra, Skepper Vader, wat is u skepingsdoel met my? Wil u hê ek moet iets anders doen met my lewe, sodat u koninkryk 100% in my lewe sal kom? Dat dit waarmee ek besig is, 'n werk, selfs 'n stokperdjie, wat ek moet doen vir u, sodat u koninkryk daardeur uitgebou kan word. Vader, laat u wil geskied in elke persoon wat hier luister. Heilige Gees, maak hulle ore oop, maak hulle geestelike oë oop. Geef hulle visies en drome, Here, bevestig die woorde wat u al reeds vir hulle gesê het, maar hulle is te bang om daai stap te neem. Bevestig dit vir hulle, Vader. Soos wat u vir my telke male bevestig, elke keer as ek wonder, Here, is ek op die regte pad? Moet ek in die pottebakkersbedryf wees? Ek het nog nie al die kennis nie, ek het nog so baie om te leer. Ek het nie 'n baie groot studio nie, ek het 'n piepklein studio, die grootte van 'n enkel garage. Ek kan net 4 studente op beslag neem. Here, u weet ek wil groter gaan. Ek wil so graag, maar ek is nog net hier aan die begin, in die baba tree. Dan sê die Here vir my, gee hy vir my 'n skrif. Dan gee hy vir my 'n storie wat ek lees in 'n boek. Dan hoor ek oor die radio. Dan lees ek in die Bybel. Dan hoor ek oom Angus praat. Of hierdie een bring 'n boodskap. Of ek kyk 'n video wat op my pad kom. En dan staan altyd iets te doen met klei. 'n boodskap op my foon. God bevestig telke male ek is in sy wil. En ek eer hom daarvoor. Want weet julle wat? Ek stap die geloofspad. Dit was nie maklik nie. 2017 was my man al vir 6 jaar op nierdialyse. Hy was baie siek. En ek het voltyd skool gehou en hy was by die huis op dialyse en ek het geweldige stres ervaar. Ek kon nie meer die kers aan 2 kante brand nie. Hy het al hoe meer vir my nodig gehad, maar ek moes gaan skool hou en ek was ver van hom af. Hy het agteruit gegaan, hy het versorging moes nodig kry. En toe bid ek en ek vra, Here, wat is u plan? Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek het begin voel, ek het begin uitbrand. Ek het verskriklik, ek is eintlik 'n pionier en ek het by die skool baie nuwe dinge begin. En was altyd verantwoordelik vir alles wat rondom kuns, jy weet, uitstallings, kuns as Stepfit, konserte se dekor, ja, so ek het verskriklik lang ure gewerk. En toe sê Vader vir my, ek sal vir jou voorsien. Jy kan maar jou kennisgewing, jou bedanking ingee 'n kwartaal en ek sal vir jou voorsien. Ek het vir 'n jaar lank het ek gebid daaroor en die Here het vir my alles bevestig. En ek het nie eers 'n pensioen gehad of enigiets waarop ek kon staat maak nie, want ek het 'n beheerliggaam-pos gehad. Vir 30 jaar het ek nie 'n staatspos gehad nie, want dit is so skaars soos hoendertande. So ek het niks gehad om op terug te val nie. En op daardie stadium was my plan, het ek dit in plek gehad om kunsklasse privaat van die huis af te gee. En weet julle wat? Die 31ste Desember 2017, die laaste dag van die jaar, het ek nog my laaste goedjies in my klas gaan oppak en ek het die deur gesluit. En my man was in die hospitaal. Hy was toe al vir 3 dae in 'n koma. Ek het by sy bed gewaak, ek en my dogter, ons het daar geslaap. En die Here
het vir my man 'n visie gegee, 'n paar jaar voor ek bedank het. Hy het my gesê, Kinna, hy het vir my Kinna genoem, jy gaan ophou skool hou, ek het gesien in 'n droom hoe jy jou klas se deur toesluit en jy die sleutel vir die hoof gaan sê en jy nie weer teruggaan nie. En weet julle, min wetende dat ek daardie jaar, daardie aand, die 31 Desember, my man moes groet. 1 Januarie 2018, 1:15 die oggend, is hy huis toe, na Papa God. Dit was baie swaar. Dit is nou maar 'n bietjie meer as 7 jaar. Maar daai gebeure is nog vars in my geheue. Om jou geliefde te verloor aan die dood is nooit maklik nie. Al is jy voorberei daarop dat die siekte, ja, ek het geglo die Here kan hom genees, maar ek moes ook aanvaar wat sy plan vir my man was. So ja, hy is nou by Jesus en hy's genees. En die Here het vir my net soveel genade betoon. En hy het my so deurgedra en ek kan waarlik sê, hy kyk na die weduwees. Ek het, vandat ek 'n weduwee geraak het, verstaan wat God se hart is vir die wees en die weduwee. Verskoon my as ek nou emosioneel raak. Maar weet julle, God was so genadig en ek het batterieklasse vir kinders gegee by verskillende skole. Ek het vir 'n maatskappy gewerk wat rondreisende pottebakkersklasse gegee het. Ek was by ongeveer 5 skole. En toe kom COVID. En alle skole maak toe, alle na skoolse aktiwiteite sluit. En daar sit ons almal sonder werk. En my dogter verloor ook haar werk. En sy het, was 'n sekretaresse vir 'n paartjie wat in die bediening was en wat huwelikskursusse en die seminare en al die goed aangebied het wat alles toegemaak het. En ons het gesit, ek sal nooit vergeet nie, onder ons palmboom buite en ons het vir die Here gevra, wat nou? En God het duidelik vir ons albei gevra, wat is in julle hande? Soos wat hy vir Moses gevra het, wat is in jou hand, Moses? En Moses het die stok gehad. En die stok was die middel waarmee God vir hom wonderwerke gedoen het. En God het vir ons gewys dat ons is albei lief vir kos maak. En die mense, mamas en al die mense het moes by die huis, van die huis af werk en die kinders het kos nodig gehad en mamma moet werk en skool gee, klas gee, alles in een. En ons het gesien daar's 'n behoefte aan gesonde gesinsetes, wegneem etes. En so die Here, Kinna's Kitchen, wat ek vernoem het na my man se naam, sy troetelnaam in my Kinna, tot eer van hom. Wens hom, hy kon lekker eet en hy het altyd baie my kos geniet. So ja, ek en my dogter het begin kos maak en nie lank daarna nie, toe sê die Here vir my, wat het jy nog in jou hand? En dit is my vaardighede. Wat 'n vaardighede het jy? Ek kan kleiklasse aanbied. Wat verhinder jou om kleiklasse van die huis aan te bied? Mense kan mos maar maskers dra. En so het ek op klein skaal begin om vir volwassenes klasse te gee by my huis. Mense het nodig gehad om uit te kom. COVID het almal bedruk gehad. En die Here het 'n gaping vir my gemaak. En dit was in 2021. En daarvan af het ek begin. En dit is nou al 4 jaar wat ek klas gee vanaf my huis. Vir volwassenes en kinders. En so het die Here voorsien. En ek kan maar net sê, alle eer aan hom. Hy is my pottebakker en ek is sy klei. En hy het 'n skepingsdoel met my. En ek gaan vir julle volgende keer vertel wat die Heilige Gees die afgelope jaar en 'n half in my oor gefluister het. Wat moet ek maak met klei?
Wat spesifiek moet ek maak ter uitbreiding van sy koninkryk? So, ja, ek gesels weer met julle, as Vader ons spaar en alles gaan goed, oor 'n maand, gaan ek weer vir julle 'n boodskapie stuur en dan vervolg my storie oor die klei. En ek wag op die Heilige Gees vir dit wat hy aan my openbaar op 'n daaglikse basis. En baie, baie dankie vir die geleentheid en vir die tyd wat jy spandeer het om nou na hierdie boodskapie te luister. Mag Vader vir jou seën, mag hy sy aangesig oor jou laat skyn, mag hy vir jou genadig wees, en mag hy sy aangesig na jou toe draai, en jou gebede verhoor. Vrede vir jou in die naam van Jesus. Totsiens! Jesus, you're the radiance of God, the sole expression of our Father. As you are, Lord, so are we, the reflection of your glory.